Heilig, heilig, heilig is U God. Almagtig, soewerein, skepper van hemel en aarde. Heilig, heilig, heilig is U. Die Here van die leerskare, koning van konings, ons koning. Here, mag ons in hierdie oomblik net besef, U is ons koning. Net bewus raak van koning Jesus. Die een op die troon. Die een wat heers. Die een wat waardig is. Almagtige, alwetende, alomteenwoordige. Koning Jesus. Oorwinnaar. Koning Jesus, eerste om op te staan uit die doodheid. Koning Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ons het U lief. Ons het U so lief, Here. Word verheerlik in hierdie oggend deur ons lofsang, Here. Dit is ons begeerte en ons behoefte, Here, om in hierdie oggend met ons lofsange U te verheerlik, Here, want U is dit waardig. U is dit waardig om alle praise and worship te aanvang, Here. U alleen verdien al die aanbidding. U alleen is dit waardig. Jesus, 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 ons koning. Here, beter is 'n oomblik in U teenwoordigheid as 1000 elders. Here, ons vind ons lewe in U. Ons vind ons vrede in U. Ons vind ons vreugde in U. In U alleen. Ons vind ons rede vir bestaan en ons vind ons wees, ons vind onsself in U. U die skepper, U wat ons gemaak het, U wat ons in die beeld geskaap het. Ons vind onsself in U teenwoordigheid. By U, naby aan U, met ons oor op die bors. Soos wat Johannes gelê het op die bors, Here, die aand voor U kruisiging. Here, so wil ons lê op die bors. Die hartklop hoor, die hartklop volg. Doen wat U doen, sê wat U sê, sien wat U sien. U is ons begeerte, o koning van konings. Amen. Okay, great. So as jy nie gesien het die 13 Desember by Duke's Kitchen, wat bring jy saam? 'n Stoel en 'n piknikkombers. Daar is sitplek, ek wil net seker maak daar is genoeg sitplek. So dit is dan al wat jy saambring. Ek weet baie van julle was daar gewees met ons vorige ene en dit sal lekker wees om julle weer daar te sien. Alright. Nou gaan dit hoekom julle hier is, nee, is vir 'n preek. So julle kan vir my blaai na Kolossense 3 toe. 'n Groot deel van die preek gaan uit Kolossense 3 uitgaan. Ons gaan hier en daar 'n bietjie afdwaal na ander teksvers toe, maar die hoof fokus is by Kolossense 3 en ons 'n groot rede daarvoor. Dit is om mens kan hierdie preek kan jy so ver uitbrei en jy kan verskriklik baie tekste en goeters intrek as jy nou regtig wil. Jy kan elke preek verskriklik ingewikkeld maak as wat jy wil, maar dit help niemand nie. Dit help bietjie vir julle nie en dit help bietjie vir my nie. Ek hoop dit was een van julle drankbottels wat nou gerol het nie. 'n nagmaal botteltjie ergens nou wat gerol het. So dit is om vanoggend 3 hoofpunte aan jou oor te dra uit een hoofstuk uit sodat ons kan mediteer op dit en sodat dit kan deel raak van jou lewe en so gaan 'n mens dan na die volgende teksverse toe wat hierdie tot betrekking het. En vanoggend se preek gaan oor jou roeping. Dis waaroor dit gaan. Dus ek dink as daar een vraag is wat almal het en niemand is immuun teen hierdie vraagie is wat is my roeping? En jy vra dit dalk nie noodwendig in die vorm van wat is my roeping nie, maar wat is my doel? Hoekom is ek hier? Wat doen ek op aarde? Hoekom het God my geskape? Hoekom is ek hier waar ek is? En ja, hoekom is ek hier? Wat is my roeping? En ek wil dit vanoggend vir jou baie, soos ek sê, in 3 hoofdele opbreek en vir jou wys hoe eenvoudig dit eintlik is. Ek dink ons het dit 'n baie groot ding gemaak en ons het dit 'n baie
fyn lyn gemaak as dit kom by roeping. As jy nie in voltydse ministry is nie, as jy nie een of ander NPO het nie, as jy nie een of ander NGO het nie, of al daai letters, as jy nie ergens voltyds jou tyd opgee, jou vrou as vrywilliger by 'n kinderhuis, of ons maak roeping so 'n spesifieke werk en 'n spesifieke doel, dat dit so 'n fyn lyn raak en dat so min mense eintlik voel dat hulle besig is om in 'n roeping te stap as 'n kind van God. En ek hoop en vertrou vandag vir te wys hoe eenvoudig dit eintlik is om in jou roeping te stap en hoe jou roeping eintlik in soveel verskillende areas in jou lewe tot betrekking het. En hoe jy in daai areas ook in jou roeping kan stap. En jy hoef nie noodwendig jou werk te los om in jou roeping te stap nie. Want baie mense dink, ja, maar ek is nie gelukkig waar ek is nie, so nou moet ek seker nie maar in my roeping nie, ek moet in my werk los om my roeping te gaan soek. En ek wil vir jou wys dat waar jy nou is, en ek sluit dit nie uit nie. Nou partykeer word ons so 'n spesifieke werkgroep. Ek sê nie die Here kan nie dit doen nie. Dit is so. Maar daar waar jy nou is, hoef jy nie te wag vir eendag gaan ek my roeping ontvang, of ek sit nog in my gebedskamer en ek wag vir die Here om my roeping te gee. En jy kan vandag al in jou roeping stap met sekerheid. Want almal van ons wil voel dat ons 'n funksie vir dat ons we want to feel worthy, dis die Engels. En hoe voel jy dat jy waardig is? Jy voel dat jy loop in jou roeping, want jy doen dit waarvoor die Here jou geskape het. Ons het dit 'n baie fyn lyn gehad. As jy nie is ek 'n apostel, roeping het later geraak, is amper afgebreek na apostel, evangelis, herder, verstaan, dit raak hier verskriklike fyn lyn boksie manier van dink. Maak dit vir julle sin wat ek probeer vir julle oordra? Dit is eintlik glad nie so ingewikkeld nie, glad nie. Ek wil vanoggend weer wys hoe eenvoudig dit is. So die heel eerste punt is, ek wil by jou 'n manier van dink vanoggend skryf, soos wat dit vir my gekom het in die laaste week. Is ons het baie skrifte en Paulus sê baie vir ons, moenie so wees nie, wees so. Ek moet sê briewe is vol van dit, want hy skryf ook baie vir mense wat heidene is, wat nie eers die wet van Moses geken het nie, wat nou hierdie verskriklike goed gedoen het, 'n verskriklike manier geleef het, so dan sê hy vir hulle, moenie hierdie doen nie, doen hierdie. En ons word dit gesien as moets en moenies, en as wette waaraan ons moet gehoorsaam wees. Maar ek wil die volgende vir jou sê, dit is deel van jou roeping. Want as jy die moets en die moenies reg kry, doen jy wat Jesus gesê het jy moet wees. Jy moet sout en lig wees. Jy's geroep om sout en lig te wees in 'n donker wêreld. Hoe is jy sout en lig? Jy sien dit wat die bestanddele hoe om die sout en die lig te wees, nie as net 'n lysie wat ek moet aftik nie, of goed opdragte wat die Here vir my gee nie, maar absoluut as my roeping. Die Here roep my om rein te leef in hierdie situasies. Dis nie net 'n verwagting nie, maar dis 'n roeping, want ons het 'n doel daar agter. So kom ons begin lees in Galasiërs 3 vers 1. Kolossense 3. Ek is nou amper as julle in Galasiërs, en lees jy dieselfde boek vanoggend nie. Kolossense 3 vers 1. En die eerste vers is baie belangrik. Baie belangrik as dit kom by jou roeping, as dit kom by jou wandel as kind van God, moet jy hierdie reg kry. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo. Wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Ek wil vir jou die volgende ook sê, hou op dink soos die wêreld en hou op meet soos die wêreld. Hou jouself op om te vergelyk met die wêreld. As jy nie een of ander hoë posisie het nie, as jy nie een of ander belangrike werk het, of as jy nie totaal uitblink in die area waar jy jouself bevind nie, is jy nie besig om 'n doel te verrig nie, het jy nie waarde nie, moenie soos die wêreld dink nie. Die wêreld vergelyk met mekaar, want die wêreld wil die mekaar wen, die wêreld wil bo kom, en die wêreld wil en hoe kom ons baie keer bo, ons druk die ander een af. Dis nie hoe ons as kinders van God moet dink nie. Elkeen van ons het ons plekkie in die son. Jy hoef nie te bekommer dat iemand anders jou plekkie gaan vat nie. Bedink die dinge daarbo. Moenie iemand anders se roeping begeer net omdat dit op 'n sekere manier lyk nie. So dit lyk dalk vir jou asof
Rojarko meer in jou roeping stap as jy, maar hy doen nie noodwendig nie. Iemand wat in ministry is, stap nie meer in sy roeping as jy wat in 'n koöperatiewe wêreld sit nie. Dis 'n wêreldse manier van dink. Almal van ons word geroep, almal van ons het 'n roeping. En die eerste manier hoe jy daar kom is, bedink die dinge daarbo. Hoekom wil jy die dinge daarbo bedink? Want Jesus het gesê, ek het niks gedoen wat ek nie die Vader sien doen het nie. Dis waarna ons strewe. Vader, waarmee is u besig? Wat doen u? Hoe sien u hierdie situasie? Hoe wil u hê moet ek voel oor hierdie situasie? Daai is besig met roeping. Jy is besig om te doen wat die Here jou geroep het voor. Om te sê, my kind, kyk vir my. Hy het aarde gekom soos wat ons gesing het. Dood gegaan. Ons weer met hom een gemaak, sodat ons wat kan doen, hom kan sien, hom kan ken, sodat ons hy kan wees, en soos hy kan lyk. Maar dit beteken ons moet daar kyk. Ek sê nou Woensdag, dis ek nou weer by die kinders by Igorist, en ek praat met hulle rondom om die stem van die Here te hoor. Dis ons laaste les gewees. Volgende week gaan ons net chocolates en sweets en lekker goed eet vir 'n halfuur, en as ek soos, juffrou, hier is jou kinders terug. So ek kyk dit uitwerk. Die onnie skit hulle kop nou vir my. Maar is alright. Ek dink van daai kinders in elk geval iets sweets nodig om gorloos te wees partykeer nie, maar anyway. En ek sê vir hulle, en ek gee vir hulle hierdie ferm waarskuwing. Ek sê vir hulle, want van hulle het nou steek hulle hand op en ek vat hulle deur ons profetiese konferensie, profetiese kursus, hoe praat die Here, hoe hoor jy sy stem, en van hulle hoor sy stem, en van hulle het al sê vir my van drome wat hulle gehad het. En toe gee ek vir hulle die volgende waarskuwing. Ek sê vir hulle, as jy dit vir jouself verskriklik moeilik wil maak om die stem van God te hoor, as jy dit regtig moeilik wil maak vir jouself, hou aan luister musieks oor girls, dranks en drugs en kyk die verkeerde flieks. Hou aan hierdie demoniese, bonatuurlike flieks te kyk wat jy kyk en so sal jy dit vir jouself baie moeilik maak om sy stem te hoor. En dit is hoekom dit so moeilik is, want hulle vra maar, hoe weet jy nou, die stem of die stem? So ek sê van, jy luister na soveel stemme, dat jy nie eers meer weet wat se stem dit is wat met jou praat nie. Want jy is so besig om na so baie stemme te luister. So hoe maak ons dit vir onsself maklik om te sien wat die Vader mee besig is en om ons roeping uit te leef? Ek het nou nie my Bybel vanoggend hier, so ek gaan my foon gebruik. Ons kyk wat hy sê, ons doen wat hy sê, ons leer ken hom in sy skrif. En dan gaan hy aan in vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodsdiens is, waardeur die toorn van die Here oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. So wat beteken dit om jou vlees neer te lê? Wat beteken dit om jou vlees te kruisig? Want party mense sê net kruisig die vlees. En ek wil vir jou sê, hierdie vlees, hierdie vleiskas is neutraal. Hierdie vleiskas is nie, daai deeltjie is 'n stukkie sonde en die res is nou heilig nie. Jesus het ook in 'n vlees gehad, tog sonder sonde. Wat praat die Bybel van as hy praat van die vlees? Die begeertes van die vlees. So wanneer dit sê, lê jou vleeslike liggaam neer, lê die vleeslikheid neer, praat hy van, lê die hoerery neer. Dis nou 'n verskriklike Bybelse term. Maar hou op soos hoereer. En dis nie noodwendig dat jy met baie vrouens of baie mans omgaan nie, maar met goed wat jou wegtrek van God af. Goed in afgodsdiens op maniere wat ons nie noodwendig in die ou tyd wat hulle beeltjies gehad het nie, maar ons het ons eie afgode ook in ons westerse kultuur. Sport kan 'n afgod raak. Sport kan absoluut 'n afgod raak. En nie net sport nie, stokperdjies. Goed wat jou wegtrek van God af. Goed wat God se plek in jou lewe inneem. Vir my 'n rooi vlag in my lewe. So ek weet iets is besig om die plek in te neem wat dit nie veronderstel is om te hê nie, is wanneer dit my emosies en my gemoed begin beïnvloed en my vrede begin steel. Want dan begin ek agterkom, ek is 'n slaaf van hierdie ding.
hierdie ding is nie veronderstel om my so te affekteer soos wat dit doen nie. Hoekom het hierdie invloed in my lewe? Ek is besig om dit 'n plek te gee wat dit nie moet hê nie. En dit kan enigiets wees. Dit kan enigiets wees. Kos, rek. Kos is ewig, glo my. Ek hou van kos. Maar kos kan 'n plek raak vir jou waar dit 'n absolute comforting ding raak. Waar dit 'n ongesonde ding raak. En dis uiteindelik ons vrede en ons vreugde in die Here kry. Glo my, ek hou regtig van kos, maar as dit sleg gaan dan dink ek maar aan 'n ou chocolaatjie. My soet is lekker. My soet is baie lekker. Waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Dis my baie mooi hoe hy skryf in die verlede. Soos moet nou nie dink soos ek sê nou vir jou dit gaan kruisig jou liggaam asof hy nog nie is nie. As jy Jesus aangeneem het, is hierdie veronderstel om jou realiteit te wees. En ons het laas naweek daaroor gepraat. Oorwinning is jou deel. Oorwinning oor jou vleeslike begeertes is vir jou gegee deur Jesus Christus. Hy het dit reeds gedoen. Dis nie iets waarna jy hoef te streef nie. Dit is iets wat jy moet inleer loop, soos 'n kind wat leer loop. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, hier noem hy nog 'n paar goed op. Woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Dis my so mooi, soos dit hy moedig hulle aan om hierdie goed op te hou doen, maar in dieselfde asem is dit 'n bemoedigende boodskap van hoor hierdie is nie deel van jou identiteit nie. Julle sukkel met hierdie, julle doen hierdie verkeerd, maar besef dat dit nie wie jy is nie, jy het dit reeds afgelê. Soos hy nou vir sy gemeente sou gesê het, my broeders of my kinders sien dat jy dit reeds afgelê het. Ek sien jy sukkel met hierdie, maar besef dat die vleeslike begeertes reeds saam met Christus dood is. Draai weg van dit af en sien dit wat voor jou lê. Trek dit uit. Los dit agter. En julle jou met die nuwe mens. En hier kom 'n draaipunt. So daai is nou die moenies. En hier kom die hoe moet jy lyk? En ek dink die kerk is partykeer baie goed om te sê hoe jy nie moet lyk nie en wat jy nie moet doen nie. Maar ek dink dit is baie belangrik dat ons in die skrif baie aandag gee op hoe ons moet lyk. Want dis waar die selfdissipline inkom. Dis vrek maklik om vir iemand te sê moenie dit nie. Of om vir jouself ook eers te sê moenie dit. Maar die oomblik wanneer jy iets moet, is daar selfdissipline. Is daar iets wat jy moet energie wat jy moet aanwend op 'n sekere manier te lewe. Selfdissipline is 'n dissipline en selfdissipline is 'n verskriklike belangrike deel van kerk. Ek drink 'n koffie saam met een van die dominees in die dorp en ek het net 'n baie interessante gesprek en ons praat oor die verhouding en dis eintlik nou nie deel van die preekie, maar dit was my so 'n goeie punt wat ons aangeraak het en oor gepraat het. Is die verhouding tussen dis nie godsdienst nie, dis 'n verhouding met Jesus Christus. Maar dit is ook godsdienst. Dit is godsdienst. Want ek sien hoe die wêreld partykeer heel na die ander kant toe hardloop, maar dis 'n verhouding. Dis 'n verhouding. Maar as jy vir enige van hierdie Bybel vasvra moet vra oor die Bybel, dan het hulle nie ook 'n klou wat in die Bybel staan partykeer nie. Ek sê nie almal nie, maar dis 'n verhouding. Maar asof die verantwoordelikheid partykeer van om die skrif te ken nie saam met dit gaan nie, want dan raak dit godsdienst. En hierdie kant is partykeer weer heel aan die ander kant. Jy moet jou Bybel lees, jy alle versies uit jou kop uit ken, dan dit is hoe jy weet jy's gered, dit is hoe jy weet jy's 'n goeie Christen, as jy kan al die versies in die vasvra net so opnoem. En dis ook nie reg nie, want jy kan elke teksvers ken, jy kan elke wet ken, jy kan elke boek ken, jy kan die Bybel voor en agter sê net soos wat jy wil, en jy kan soos die Fariseërs nog steeds nie Christus ken nie. Hy kan voor jou staan en jy gaan hom nie herken nie. En dis die ander ekstreem. Maar ons 'n perfekte wanbalans, 'n perfekte balans in die middel van ek ken die persoon oor wie hierdie boek gaan. Ken ek, hy's lewendig, ek kan met hom praat, maar ek het dieselfde dissipline wat godsdienst eintlik vir ons inbring en dit nie so ver moet gaan nie, maar dit vir ons inbring soos Here, ek ag U belangrik genoeg om selfdissipline te hê, om seker te maak ek ken U woord. Want dit is wat U van my verwag en wat U my ook roep om te doen. U roep my om die skrifte te ken. Sien hulle die balans waarop veronderstel is om te wees tussen die twee? Dit is 'n verhouding.
Ons verhouding met God strek nie net so ver soos wat ons net in die Bybel lees nie. Hy praat met ons, hy deel goed met ons. Soos wat jy in die kar sit. En jy toets alles aan die skrif. Moenie fout maak, ek toets alles aan die skrif. Want ek weet, dit is hoe ek toets vir die Here, is dat hy met my praat en of dit net my eie vrees of wat ook al is. As ek toets dit in die skrif. Maar ek kan dit in die skrif toets, want ek ken die skrif. Maar dit vat tyd, dit vat energie. Ken die skrif. Ons 'n perfekte wanbalans. Godsdienst is nie 'n slegte ding, maar dit goed gedoen word nie. Weet al Spreuke gelees en dan dink jy vir jouself, o, frek, ek is die fool? Net ek? O, okay. Ek het daai eerlik, dis Spreuke is 'n moeilike boek vir hom te lees, want as ek soos hier, ek wil nie so goed oor myself as ek Spreuke lees nie. En daar's so een teksvers, ek kan nie so sê presies waar nie, want dit staan my elke keer tussen die oë. En wat ek regtig mee moeite doen, is the fool lacks self-discipline. Selfdissipline by godsdiens is 'n goeie ding. Dis nie 'n slegte ding nie. Dis nie 'n slegte ding om 'n sekere tyd op jou dag Bybel te lees, te bid en tyd te spandeer saam met God nie. Dis nie 'n slegte ding om 'n ritme te hê, wil ek amper sê, as dit om 'n gewoonte te hê as dit by God kom nie. Dis 'n goeie ding. Om partykeer, jy hoef nie altyd net uit die hart uit, partykeer is dit 'n goeie ding om 'n skrif. Ek sal partykeer 'n skrif vat en dan lees ek die skrif en ek lees 'n psalm en dis my gebed teenoor die Here. Want so maak ek myself vol van die Here ook. En dis wat die Jode ook gedoen het. Skrifte wat hulle gee aan die Here. Godsdienst is nie net sleg nie. Dit kan sleg wees. Dit kan baie sleg wees. Maar dit is nie net sleg nie. Maak dit vir julle sin? Amen. Cool. Vers 11. Word daar nie Griek of Jood, besnede of onbesnede, barbaar, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En hier is 'n belangrike een: verdra mekaar en vergewe mekaar. As die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Partykeer moet ons mekaar maar net verdra. Dis in die skrif. Ons vergewe mekaar, skryf dit af. Soos ek hou dit nie teen jou nie. Maar ons moet maar net mekaar net vir die volgende rukkie verdra en dan gaan ons okay wees. Verdra mekaar. Al stem jy nie saam met die persoon se manier van doen nie, verdra mekaar. En verdra mekaar is nie om vir 'n persoon te vertel hoe vind jy 'n verskil nie, hoor. ek sien nou gister 'n ding wat die persoon sê, almal, ek gaan nou 'n ander ledemaat gebruik as die persoon gebruik het. Maar almal het, kom ek sê maar, ek sê nou 'n ander woord vir boude gebruik. Almal het boude, né? Ons almal het boude. Jy sit op dit. Maar ons wys dit nie vir almal nie. So hoef jy ook nie met jou opinie dit vir almal te wys nie. Ek gedink is 'n blerrie goeie. Ek het dit gelag. Sit dit 'n ander woord gebruik, maar ek is soos hierdie is so goed. Ek wys nie my boude vir almal. Ek hou dit vir myself. Ek weet nie hoe daai nou deel geraak van die preekie, maar hier is ons. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Ek lees dit weer. En laat die vrede van God waartoe julle in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en mekaar vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. So volgende week as almal nou daar aan die ander kant by mekaar kom, moet ons nou Psalm 23 vir mekaar sing, okay? En dan sing ons nou die psalms vir mekaar. Dit behoort interessant te wees. En sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van God. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. So daai is die eerste punt. Is in alles wat jy doen, in jou manier, jou gedrag, jou morele kompas, die manier wat jy omgang met mense en wat jy wandel voor God, word jy geroep om op 'n sekere manier te doen. Vry van die ou mens, bekleed met die
nuwe mens. As jy daai doen, as jy net daai deel jou fokus maak, wandel jy alreeds in jou roeping. En ek wil die volgende stelling maak, as jy jouself een maak met God, soos wat hierdie teksvers se sê, jy maak jouself een met hom, want jy begin lyk soos hom, gaan hy jou vat waar jy moet wees. Jy wees op die uitkyk, maar hy gaan jou vat waar jy moet wees, want hoekom? Want jy gaan konstant gefokus wees op hom. En jy gaan sien wanneer hy vir jou hier wys, en jy gaan sien wanneer hy vir jou hier wys. Maar jy is nie noodwendig fokus, jy is nie noodwendig besig om te stap, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? En jy sê, Here, ek is so verlief op U. Here, ek is so lief vir U. Here, ek is so in awe van U en ek wil net soos U wees. En as hy in 'n rigting gaan, soos okay, Here, ek gaan nie. Dis waar ek voel U my lei. Okay, U gaan nie. En dis waar ek moet wees en dis waar want ek wil net naby U wees. Maak dit vir julle sin? 1 Korintiërs 10 vers 5 en ek het dit hier ingesit want dit is my so 'n belangrike teksvers en dit is hoekom dit so belangrik is om die Bybel te ken want ek wil die volgende vir jou sê, om jou Bybel goed te ken is ook om God te ken. Want die woord is Jesus is die perfekte beeld, sien ons in Hebreërs van God. Sy disippels kom na hom toe en sê, Here, wys ons die Vader en hy sê vir hulle, hoe lank is ek al met julle? Weet julle dan nie as julle my gesien het julle die Vader gesien nie? En die woord van God getuig van wie? Jesus. Die hele woord verwys na Jesus toe. So om die woord te ken, is ek sal in die Ou Testament sal ek lees, ek sê, Here, wat het ek van U gesien in hierdie teksverse, in hierdie hoofstuk? Wat openbaar is vir my van U? En dis ook belangrik om jou Bybel te ken. Want kyk waarteen kom die duiwel. 2 Korintiërs, nou soek ek homself. Kom maar, ek gaan nou sommer net manually soek. 2 Korintiërs 10 vers 5. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Die vyand kom teen die kennis van God. Hy wil nie jy moet hom ken nie. Hoekom wil hy nie jy moet God ken nie? Hoekom wil jy moet twyfel in hom? Want as jy werklik God begin leer ken vir wie hy is, besef hy is in die moeilikheid. Want dan begin vertrou jy nie meer op jouself nie. Want jy weet jy dien een groter as nie net jy nie net groter as die wêreld nie, maar groter as hy ook. Dink aan Dawid. Jong mannetjie, tussen 12, 14 daar rond. Staan voor 'n reus. Ek het nou as Dawid klaar gekyk hierdie week. Staan voor 'n reus, 3 meter lank. Hoe groot is dit? Dis nie iets gebed, dis 1,5 iets gebed op mekaar. Dis vrek groot. Maar hoekom kon hy voor hom gaan staan? Want hy sê vir hom, wat sê hy vir Saul? Die Here het my verlos uit die hand van 'n beer en 'n leeu. Hy sal met dieselfde doen met hierdie Filistyn. Want hy ken God. Hy het geleer om op God te vertrou. En dit is waar ons krag lê. Ons krag lê daarin om God te ken. Om te sien wat hy gedoen het. Die spioene gaan in die beloofde land om dit te gaan verken. En hulle is vrek bang. Want hulle het gehoor van die reëse. Maar wat is die getuienis van die ongelowiges aan die ander kant? Wat sê Rahab? En dis hoekom sy hulle ingelaat het. En sy sê vir hulle, ons het gehoor dat julle op pad is, sê sy van die Israeliete. En ons hoor julle is op pad, en ons het gesien wat julle God vir julle doen. En nou moet verstaan, die Israeliete kom nie met selfvertroue in nie. God, hulle is bang. En hulle, die ongelowiges, die ongeredde mense, Rahab sê vir ons het gehoor van julle God, en ons harte het gesmeld. Hulle het hom geken. Hulle het nie die skrifte gehad nie, maar het hom geken as gevolg van wat hy gedoen het. Dis hoekom dit so belangrik is om God te ken. En dis hoekom hy nie wil hê jy moet hom ken nie. Dan die tweede aspek van dit. So jou wese, jou manier van lewe is huwelik. En hierdie gaan nou interessant raak. Ek gaan 'n paar teksverse hier lees. Ek maak myself sommer reg. Maar jou huwelik moet jy absoluut sien as jou roeping. Dis die vrou se roepings, en ek gaan nou lees wat uit die teksvers is, om op 'n sekere manier homself in die huwelik te handhaaf. Dit is die man se roeping om homself op 'n sekere manier in die huwelik te
handhaaf. En hoekom is huwelik so verskriklik belangrik? Om dit reg te kry. Want dit is die beste en die naaste voorbeeld wat die wêreld het en ook maar die gelowiges van Jesus se verhouding met die kerk. Want Jesus het homself een gemaak met die kerk. Toe hy ons kom red het. Ek wil graag vir julle lees in Genesis 2. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. Wat beteken daai een vlees? Dis nogal want jy's nog steeds twee aparte mense. Verstaan ons soos Here, wat 'n mystery wil ek amper sê is hierdie. Dit is 'n lewenslange en 'n volbringde verbintenis wat deur God self in werklikheid gemaak word. Ek wil vir jou so stel, baie keer in huwelik word die man en die vrou word gesien as hulle word een op die huweliksnag. Ek wil vir jou sê, is baie meer as dit. Daar is 'n bo-natuurlike gebeurtenis van 'n man en een vrou word. Wanneer 'n man en 'n vrou een word, meer as net die huweliksnag. God tree in die situasie in en hy verklaar hulle een mens. Een geestelik, fisies, moreel, emosioneel, as een wese, as een gesinseenheid, soos wat Christus homself een maak met die kerk. Maak dit vir julle sin? Amen. En ek wil net die volgende sê, as jy nog nie getroud is, beteken dit jy's 'n halwe mens nie. Okay? Een en een word een. Ek kan ook daai wiskunde doen. Dis nie die wiskunde wat ons op skool geleer het nie, maar een op een word een. Jy's nie 'n halwe mens nie. Maar huwelik is verskriklik belangrik en dit is hoekom daar so 'n groot aanval is op huwelik. Vrou op vrou, man op man. Die hele tradisionele Christelike sienswyse op die gesinseenheid soos wat dit uit die Bybel uitgeleef word. Want dit is want die gesin, die huwelik beeld Jesus se verhouding uit met die kerk en ons met hom. Dink daaraan. Jesus het die man sal sy huis verlaat. Jesus het vir 'n oomblik sy huis verlaat om sy bruid vir hom te kom verlos en te kom red. Hoekom? Sodat ons kan eendag een wees met hom. En nou is hy besig om ons 'n plek voor te berei. So die huwelik is verskriklik belangrik. So hoe lyk dit? Hoe doen ons dit? Dames, ons begin by julle. 2 Korintiërs, ek weer in 2 Korintiërs. Kolossense 3. Hy lees as volg. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Nou hierso, jy het al baie preke gehoor en sê hier en toe en daarna toe en wat beteken dit nou? Ek sien net die manne lag nou, al die vrouens is so. Wat beteken nou onderdanig te wees? Nou om onderdanig te wees aan jou man, dames, is die volgende. Dit is om gehoorsaam te wees aan jou man. Jy gaan nie om dit kom nie. Dis wat die skrif sê. Dit is om gehoorsaam te wees aan jou man en om te respekteer en te eer as die hoof van die huis. Beteken dit dat jy is swakker as hy? Omdat jy is sy helper? Beteken jy is van minder werd as jou man? Nee. Maar hy maak die besluit. En as hy dit verkeerd kry, dan is dit ook sy skuld. Dit is hoekom daar's veiligheid vir jou. Kom ek lees vir jou. Okay, so hoe ver strek hierdie gehoorsaamheid? En onderdanig aan jou eie man. Dis nie vrouens is nie onderdanig aan mans nie. Ek moet dit baie mooi duidelik maak. Jy is onderdanig aan jou eie man. Okay? Net soos wat ons nie onderdanig is aan ander gode nie. Ons as kerk is onderdanig aan Jesus, jou eie man. En hoe ver strek hierdie gehoorsaamheid? So ver soos wat hy lei uit die woord van God uit.
In Handelinge 5 vers 29 sê die disippels, ons kan nie mense gehoorsaam waar hulle God ongehoorsaam nie. So as jou man van jou iets verwag, wat onskriftuurlik is, wat demonies geïnspireerd is, wat onbybels is, dan sê jy vir hom, want aan wie is jy heel eerste gehoorsaam? Aan God. En ek wil hierdie vir jou wys, hoekom is jy aan jou man gehoorsaam? Want God verwag het van jou. So, want hy verwag van jou om gehoorsaam te wees aan jou man. So wanneer hy nie gehoorsaam is aan hom nie, is jy gehoorsaam eers aan Jesus. Safety belt. Petrus 3 vers 6. Lees as volg. Ek het hierdie een keer vir hulle rustig gelees en sê liefie, don't push it. 1 Petrus 3 vers 6. Soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, hier is Nuwe Testament hoor, hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het as julle goed gedoen het en geen enkele verskrikking vrees nie. Ek gaan eers net daar stop. Ek gaan nou vers 7 doen. So dames, van hier af vorentoe is dit Heer. Okay, nee, ek gaan. Dit is wat die Bybel sê. Ek gaan nou by die manne kom. En hierdie is nie, en jy gaan nou sien, want dit, 'n vrou wat net onderdanig is aan 'n ongoddelike man, kan 'n verskriklike ding wees. En dit kan in 'n abusive verhouding opeindig as dit nie gaan nie. En dit is hoekom jy dit moet sien, en dis hoekom ons nou gaan by ek gaan nie net die vrouens hanteer, ek gaan ook die manne nou hanteer. En ek gaan vir julle wys, manne, wat 'n verskriklike streng waarskuwing daar vir ons is, rondom hoe ons vrouens hanteer. Baie sterk waarskuwing. Want as al twee in balans lewe, al twee gehoorsaam is aan die opdrag, aan die roeping vir huwelik, is dit 'n verskriklike mooi beeld wat uitgebeeld word van die kerk en Jesus. So manne, by julle, Jesus as volg. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitterd word nie. En in Efesiërs lees ons dat ons moet ons lewe neerlê vir ons vrouens, soos wat Christus sy lewe neergelê het vir die kerk. Hoe het Christus sy lewe neergelê vir die kerk? Bepaal die kerk die rigting van Jesus Christus? Nee. Ja, in Afrika is daar hierdie 'n sê ding wat die vrou sit op die man is dalk die hoof, hy's dalk die kop, maar die vrou is die nek. En sy draai hom net waar sy wil gaan. Om jou lewe neer te lê is nie, moet jy nie dink dit is omdat jy's nou minder en jy lê jou gesag neer en jou vermoë en posisie wat God vir die man gegee het om te lei nie. Maar dat jy lê jou lewe neer soos Jesus sy lewe neergelê het. En hoe het hy dit gedoen? Hy het die kerk gedien. Hy het die kerk kom reinig. Hy het seker gemaak dat dit gaan geestelik goed met die huis. Dit is die man se verantwoordelikheid om seker te maak dat dit wat die geestelike toestand van sy gesin is goed en gesond en dat daar godsdiens in die huis is. Maak dit vir julle sin? En ja, manne, die Efesiërs praat van niemand haat sy eie vlees nie. Niemand haat dit nie. So hoekom gaan jy sleg kyk na jou vrou? Want sy is jou vlees en jou vlees is haar vlees. Jy moet na haar kyk soos wat jy na jou eie liggaam sal kyk. En partykeer lyk prakties jou eie lewe neer lê. Nie net soos jy moet af haar Bybel lees nie. Eers ek het hierdie mannedag, maar my vrou het my nodig. Ek lê myself neer en ek gaan by haar wees en haar dien en haar ondersteun. Soos wat ons wil hê Jesus moet ons en hy doen ons ondersteun en ons liefhet en sy lewe neerlê vir die kerk. Maak dit vir julle sin? Sien jy as daai twee in balans is dit regtig 'n veilige plek vir albei partye in die huwelik. En hoekom wil die manne dit regkry? 1 Petrus 3, ons gaan soontoe. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe. Ek weet nie, Paulus was nie getroud nie. Ek sê, ek is 'n grappie, so onskuldige grappie, okay? Ek sien jy, was dit nie moet doen nie. Daar is nou 'n voorbeeld, dit is net 'n voorbeeld van manne die grappies wat ons nie moet maak nie, okay? Okay.
Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat hulle ook mede-erfgename van die genade van lewe is. En hier is jou waarskuwing, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Hoekom wil jy mooi kyk na jou vrou? Hoekom wil jy haar goed lei in die woord van God? Hoekom wil jy haar dien? Want ek wil die Here met my gebede verhoor. Mans, as ons die Bybel sê dit vir homself. Sterk waarskuwing vir ons. Vrouens, jy word geroep om onderdanig te wees aan jou man. Mans, jy word geroep om te lei, maar jy word geroep om jou lewe neer te lê vir jou vrou. Jou huwelik is jou roeping. Maak vir julle sin? Amen. Julle okay? Cool. Laaste een is jou werksplek. Ek dink roeping word baie keer dis die derde punt. Roeping word baie keer oorgetrek na 'n spesifieke werk. Nee. Jy kan jou roeping as kind van God uitlewe in enige werk waar ook al jy is. Gebeur dit baie keer dat die Here sê ek roep jou vir hierdie? Yes. Natuurlik doen hy dit. En hy kan dit doen. Hy het volle reg om dit te doen. Maar jy hoef nie te wag vir dan nie. Ek wil amper vir jou sê, weer 'n stelling. Hoe sê Paulus, I not the Lord? Ek, nie die Here nie. As jy fokus op die Here meer as wat jy op jou roeping fokus, gaan jy jou roeping kry baie vinniger as wat jy fokus op jou roeping self. Ek sê dit weer. As jy fokus om reg te lewe vir hom, jou karakter, om getransformeer te word, om te lyk soos hy, gefokus te wees op dit wat hy wil doen en wat sy woord verwag van jou. As dit jou fokus is, gaan jy baie vinniger jou roeping ontdek as wat jy nie kyk na wat die Here van jou verwag en hoe jy moet lewe en hoe ons moet lyk nie. En jou enigste fokus is, Here, wat is my roeping, wat is my roeping, wat is my roeping, wat is my roeping? Maak dit vir julle sin? Cool. Kolossense 3. Ons gaan verder. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam. Wees nie met oediens soos mense behaars nie, maar in die eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. Daar is 'n groot ding om God te vrees. Ons doen hierdie omdat ons God vrees. Bang is vir hom? Nee, ons respekteer hom en ons het baie goeie verstaan dat hy God is. Hy is die skepper van die heelal. Hy noem ons vriend, dis 'n voorreg. Maar hy bly God. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, omdat julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang en daar is geen aanneming van persoon nie. Daar is ook 'n belangrike teksvers. Het die Here favorites? Ekke, nee. Sien, as ek skriftuurlik. Die Here is nie 'n aannemer van mens nie. So ek sal baie keer as ek sien hoe ander mense se verhouding regtig soos party ouens wil die Here hoor, as ek sê Here, ek soek dit met U. U is nie 'n aannemer van persoon nie. Dit maak my jaloers. Maar ander mense se verhouding met die Here partykeer. Soos Jesus, Here, daai is soos hoe U beweeg deur hulle, dis wat ek wil doen. Ek wil ook so gebruik word hierdie. Wat moet ek doen? Wat moet ek neerlê? Wat moet ek verander aan myself? Want hy wil, wat moet ek verander aan myself om daar te kom? Amen. Daar's mos 'n sê ding wat sê jy kan die Here gebruik jou soos jy is, né? Of kom soos jy is. En ek stem saam met dit. Kom soos jy is, maar word getransformeer. Dit is 'n baie belangrike deel van 'n wandel as kind van God. Die kom soos jy is beteken nie die Here het jou lief soos wat jy is en so kan jy aangaan vir die res van time being nie. Kom soos jy is. Die Here is sy deur en sy arms is oop vir almal. Maar hy is die pottebakker. Ek is die klei. So ek kom soos ek is, as die stuk klei wat ek is, die vormlose stuk klei. En dan sê ek, Here, ek wil nie myself vorm nie. Ek gaan nie eers vir U sê hoe om my te vorm nie. Vorm my net. Ek wil net in U hande wees. Want hier is ek veilig en ek weet dit wat U vir my het is goed en daarna sien ek uit. So kom soos jy is, elke dag. Here, hier is ek. Hier is ek soos ek is. Kom transformeer my. Kom vorm my. Amen.
Roeping is nie so ingewikkeld soos dit ons op baie keer maak nie. Jy word geroep om op 'n sekere manier jouself te handhaaf. Jy word geroep om huwelik goed te doen. En as jy nog nie in die huwelik is nie, om jouself voor te berei om dit goed te doen. En jy word geroep om in jou werksplek, en dit hoef nie in die kerk te wees nie, op 'n sekere manier jouself te handhaaf. Sodat as mense van jou vra, hoekom doen jy dit so en so en so? Want ek doen dit vir Jesus. Ek is 'n goeie werknemer omdat ek jou vrees? Nee, omdat ek God vrees. Omdat jy 'n goeie baas is? Nee. Ek vrees God. En dis hoekom ek dit doen. Omdat ek 'n goeie salaris by jou kry? Nee. Kan slegs salaris ek wees. Ek doen dit soos wat ek dit doen, een rede en een rede alleen. Ek vrees God. Kan jy ook sien die konstante wat in dit is? As ons alles doen uit ons plek uit van vrees en liefde vir Jesus, dan bly jy so. Maar die oomblik as ons begin lewe volgens mense se insette, dan doen ons dit. En dis wanneer ons begin voel, ons is op hierdie bootjie in die lewe en ek weet nie waar ek behoort nie, ek weet nie waar ek op pad is nie, winde gooi my rond, want mense verander en mense gooi ons rond, maar wanneer ons lewe volgens ons roeping, wat Jesus vir ons gee, dis 'n steady boat, papie. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons roep. Ja, U roep ons vir spesifieke take. Maar Here, dankie dat U ons as kinders van God roep, as sout en lig. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U lig en U geur in hierdie wêreld te wees. Wat so op soek is na antwoorde, wat so op soek is na waarheid. Here, wat eintlik so op soek is na U, hulle weet dit net nie eers altyd nie. Here, mag ons 'n antwoord wees op ander se hulproepe, want ons ken die een wat ons gehelp het. Jesus, 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 ons het U so lief. Here, en ons hoor U roepstem, en ons sê vanoggend, Here, hier is ek. Soos wat Samuel gesê het, hier is ek, Here. Hier is ek. Ek wil lewe volgens U wie, ek wil lewe volgens U woord. In my alledaagse lewe, in my huwelik, en ook in my werksplek. Mag U verheerlik word, soos wat ek alles doen, gefokus op U. Ek wil sommer net terwyl dit so staan, wil ek afsluit by die volgende gedagte. Ek was 2 jaar in Klein Willem op skool, en een van my vriende se pa het my die volgende raad gegee. Hier is nou muisneste daai tyd van jou lewe. En hy sê vir my, Hendriko, hier is my raad aan jou. Is as jy eendag jou meisie wat jy nou het, se man in die oë moet kyk en vir haar sê dat hoe jy haar behandel het, sal jy dit met 'n skoon gewete kan doen. En dit was sy raad aan my, om altyd op skool, want jy weet mos nou nie of jy gaan trou met jou meisie op skool, ek meen, so sê, muisneste, en jy dan is jy lief vir die en dit, en almal kry die maan en die sterre, jy weet. En hoekom sê ek dit vir jou? En dis nou spesifiek vir die manne, is, ek vat daai raad en ek wil dit oortrek na ons huwelik met ons vrouens vandag, is eendag wil ek voor Jesus staan, wil ek vir hom kan sê, want dis sy bruid ook, ek het mooi gekyk na hom. Met 'n skoon gewete en 'n rein hart. Here, ek het mooi gekyk na U bruid. Ek het haar goed opgepas. En dis hoekom ek daai vanoggend met julle wil deel. So ja, bless julle.